Die nimmerlike, Elmaatje. Het is so lekker om jou hier te hê. Ag, is my altyd lekker. Want jy bring 'n glimlag na hierdie ateljee toe altyd. Wow. Vandag praat ons oor die ontbytsake, toekennings. Dit gaan 'n gedoente wees. En jy's eintlik al van die begin af betrokke nie waar nie. Dit en dit is ons elke keer lekker om jou raad te hê. Hoe voel jy oor hierdie jaar se toekenningsgeleentheid? Is daar 'n bietjie van 'n opgewondenheid wat heers? Joh, daar's 'n verskriklike opgewondenheid. Ek kan nie wag om die prentjie wat geskets word in mense se kop regtig, jy weet, tot lewe te kan bring nie. En ek het nou gesit en dink 2 woorde wat ek sal gebruik om so 'n geleentheid te beskryf. Ja. Nou hoor nou vir julle. Nee, maar ek luister aandagtig. Magistrale besetting. Heerlik. Nou sien, dit is nou Ek het vir 'n fantasties, jy oomblik, weet. dit is 'n tipe van 'n konstipasie situasie. Maar dit klink, dit is 'n magies. formidabele span, 'n Ja. ongelooflike span. Al wat ek kan sê is dis die A-span. Dit Ja. is soveel mense met nie net baie talent nie, mense kry baie mense met talent, maar regtig mense vir 'n hart vir besigheid, maar ook 'n hart vir die kunste Ja. en om dit lewendig te maak en ja, ek's verskriklik opgewonde. Hoe belangrik in jou opinie is daai bymekaarkoms van besigheid en kunste, veral in die konteks van wat ons hiermee besig is? Ek dink dit is verskriklik belangrik. Ek dink as mens betrokke raak in die kunste, kan mens maklik vasgevang word in die kunste, Ja. in 'n sekere manier dink, want jy's omring deur dieselfde mense die heeltyd en jou denkwyse verander. Ja. Sommige mense, 8 mense, hoeveel wat jy dit mee spandeer. Ja. En 'n besigheid aspek ook, want jy's so gerush om na tyd te kyk. Ek is laat, meeting, dit moet beplan word, finansies, hoe kan mense maak werk in die scope? En dis maar eintlik so 'n mooi emulgie van die kunste en besigheid wat eintlik belangrik is, want as mens kyk na enige fees, dit kos geld. Ja. En mens moet name of iemand hê wat 'n trekkrag is sodat sponsors kan wil belê, jy weet, Absoluut. want daai sukses is direk gekoppel aan mekaar. 100%. So ja. So gepraat van name, ons het 'n internasionale naam op die verhoog, Lauren Allred. Vertel net vir die wat dalk nou nie weet wat dit is nie. Wie is Lauren Allred? Sy is gebore in Pennsylvania. Ek het nie 'n lewensverhaal nie, jy kan dit baie kort doen. Golden Buzzer 2012. I mean, waar sy die guts gehad het om nie net in studio nie. Sy is die stem van The Greatest Showman. Ja, sy is. En nie net die guts het om dit in studio op te neem nie, want daar kan mens baie goed regmaak en op cover. Maar om op 'n verhoog te gaan en om daai sang te sing, want sy moes geweet dat daar's baie op die spel. Natuurlik. Sy kan of dit tot die perfekte van haar vermoë, want sy is net absolutely amazing, brilliant. En ek dink sy het 'n Golden Buzzer gekry vir daai audisie en ek dink is die mees gekykste audisie en is foutloos. Ja. Dit is absoluut foutloos. So ek admireer haar guts. Ja. En ek bedoel, sy kom uit haar DNA is musiek, want haar ma en pa was in die musiek al vir jare. So en sy het gestudeer ook. Ek bedoel, sy het ek dink by ek kan nou nie op die universiteit se Van hierdie fancy plekke. Fancy waar jy nou wil studeer. Jy nou wil studeer. En ek bedoel dit wil gedoen word en sy is nog steeds so humble en sy volg net haar hart met die aard deel daarvan. Ja. En so ons het haar op die verhoog en julle is op die verhoog. En natuurlik saam met hierdie 3 ander oulike mense wat ook nou vandag hier. Hoe voel dit om te weet mense is deel van iets groot met sulke name? Ek dink dit is absoluut ongelooflik en ek dink as mens na die hart van die projek en onderneming van die jaar kyk met besighede wat hulle regtig wil equip en hulle storie ook vertel, is dit baie vir my dieselfde met onafhanklike kunstenaars want elkeen van ons is onafhanklik. Ja. En die pad wat ons geloop het, nie net eerste suksesliedjie dalk vrygestel, dis nou 'n movie se hit nie. Ja. So dit is vir my so spesiaal van al 2 aspekte van die besigheidsaspek en van die kunstekant dat hulle regtig 'n baie slim manier het om die 2 te wat laat hande vat. Absoluut. En ek super opgewonde vir die event. Ek bedoel, ons praat vroeër 27 meter LED screens. Dit is produksiewaarde. Kyk, en is kwaliteit. dis my grootste een. Goue kaartjies aan sit toe. Nee, absoluut. Much better. En ons sien baie uit om jou ook daar te sien. Jy moet nog nie loop nie, ons gaan nog baie dinge doen vandag. Maar belangrik nou, koop jou kaartjie vir hierdie ongelooflike aand, 10de September by tixap.co.za. Dit gaan 'n magiese gedoente wees. Of 'n magistrale besetting. Funksie. In al my se woorde.
Enigiemand wat haar al gesien het op die verhoog, weet die verhoog is eintlik gemaak vir haar, Darren Lamb. Jy is baie gaaf. Nee, dit is net die waarheid. Ek het oë en ek het ore. En vandag is ons so gelukkig, ons het 'n lamp op die bank en 'n lam. Dis 'n flou Leon grappie, maar ek moes dit net doen. Dankie. Jy tree ook nou vanjaar op by die ontbytsake toekenning. Sien jy uit daarna en waarna spesifiek sien jy uit? Wow, ek sien verskriklik uit. Ek is 'n groot fan van al die kunstenaars wat deel van die vertoning gaan wees. En ook Lauren, Wow. ek is nou op 'n first name basis, even though we haven't met, maar ek gaan haar nou Lauren roep. Sy het een van die mees herkenbare stemme in die hele wêreld en ek onthou nog sy het 'n TV-program gedoen waar sy haar storie met die wêreld gedeel het oor hoe sy die stem is agter hierdie groot lied en dit het my weggeblaas. So just to be in the same room. Ja. En om daai oomblik te ervaar first person, ek sien verskriklik uit vir dit. Voor jy jouself kom kry is julle almal in dieselfde WhatsApp groepie. Maar jou nuwe enkelsnit op die bitterlekker top 3. Vertel vir ons daarvan. Antarctica. Yes, Antarctica. Wow, ek het Antarctica is 'n lied oor nee, dis die ander lied. Okay, Landpad na die hemel. Dit is wat gebeur as 'n mens te veel treffers het. Yes, Jy verloor okay, later tred. Landpad na die hemel. Wow. Okay, so hierdie was eintlik die eerste lied wat ek het nie eintlik woorde vir hierdie lied nie. Ek het lank gesukkel met gevoelens nadat ek iemand baie belangrik in my lewe verloor het. En ek het op 'n punt gekom where I just needed a place to put these words. En dit was nie die intensie nie, maar hierdie woorde het net opgeëindig in 'n liedjie en by die naam van Landpad na die hemel. Ek kan sien dat dit jou baie geraak het want Dit het my nou onmiddellik het dit jou 'n bietjie onkant gevang. So jy's iemand wat regtig jou hart en jou woorde en dan op papier sit en dan later so met mense deel en ons waardeer dit want dit is wat ons die meeste van jou waardeer. Nou Antarctica, nee, dit is nou die een wat jy gedink het die bitterlekker treffer was. Hy is nou vrygestel. Het jy planne om Antarctica toe te gaan of wat is die storie agter daai lied? Ja, ek dink jy weet as mense in verhoudings is en die verhoudings is nou het hulle pad gestap. Dit's altyd soos 'n groot klem oor wie nou die fout begaan. Ja, maar hierdie sang gaan eintlik oor twee mense wat baie lief is vir mekaar, maar wat emosioneel nie meer mekaar kan bereik nie. En so dis eintlik there's no bad people. Dis meer 'n liedjie waar ek hoop mense gaan in 'n headspace van soms groei daar winde tussen mense. En dis ook 'n realiteit en dit help jou om te oordeel en baie keer beland mense net op 'n plek waar dit voel asof die een op Antarctica is en die ander een dalk in die Noordpool en daar's geen blaam toe te wys nie, nê. Maar jy is besig met so baie ander goed. Vertel my net eers van 4 woorde. Weet jy is 'n vrou vol idees en liedjies en woorde. Maar hierdie liedjie spesifiek 4 woorde wat jy by die toekennings aan gaan sing. Wat is sy storie of haar storie? Ek dink 4 woorde. Elke keer as ek die video kyk, dan dink ek altyd aan my training want die teaterskool that I studied at, dis letterlik onder daai brug in die Kaap. So as ek van 4 woorde dink, ek dink nie net oor die liedjie nie en ek dink aan die persoon wat die liedjie geskryf het, Johan Oberholzer wat nou oorlede is. Ek dink aan die feit dat dit 'n one-take video was. Dit was 'n hele storie want as jy die video sien, my hart het verskriklik gemins want ons het soos letterlik up and down, probeer om hierdie een take shot te kry. Ek dink net aan die stories en ja, ek dink so baie aan baie dinge en ja, die feit dat mense die video love en die song luister, dis weet jy wat, en ek gaan dit nou weer sê, wat 'n mens regtig waardeer van jou is dat jy absoluut jou hart op jou mou dra, in jou woorde, in jou liedjies. En ons sien regtig uit daarna om jou by die ontbytsake toekennings te hê. En ek dink mense gaan daarmee resoneer oor wie en wat jy verteenwoordig. So dankie dat jy dit doen en dankie dat jy vanoggend ook hier was. Darren Lamb. Dankie. Iman City, Elvis Blue, môre. Baie lekker. Altyd lekker om jou Dankie, hier te hê, man. Ek wil sommer inspring. Daar's 'n nuwe enkelsnit en ons wil nou nie net daaroor praat nie, maar ek het nou hom gesien volgende. Ja? Ek net nou somebody hoofseun homself, Stefans. Steve. Die Steve. Toe ek 'n laaitie was, Ja. Leon,
Wat was jou eerste CD? Celine Dion. En daarna Steve. Celine Dion, Leon lê in sy bed, luister, wat, ek weet nie wat. Because you loved me. Because you loved me. Ja, ja. Ek het 'n tape gehad van Steve Hofmeyer. Ja, Agter elke man. nooit. Al daai goed, hy sing daai tape. Ek het 'n Walkman tape. Ek was 6, 7 jaar oud. Ja. En nou is dit 40 jaar later. Hy gaan nog steeds aan. Ja. En toe doen ek hierdie song saam met hom en dit is net amazing. Song oor vriendskap, vriende, vriendinne, Ja. pelle, want ons almal soek iemand wat langs ons staan as die lewe moeilik is. Ja, dit jy sê dit baie mooi. Ek daai ding van om collab, om saam met kunstenaars te werk. Daar is maar net iets spesiaals. Dis special man. En veral as dit nou is nie so 'n icon. Ja, Jy weet so absoluut. ek was baie lucky dat ek saam met hom hierdie kon doen, ja. Jan, ek volg nou al iemand. Ek is iemand wat jou loopbaan al baie lank volg. Kyk, jy's natuurlik baie ouer as ek. So jy kan sien. Ja, maar hoe daai die feit en ek miskien is dit bietjie dalk is dit nie onregverdig vraag nie. Voel jy's nog jy bly eg aan wie jy is soos wat jy aangaan. Dit mens verander en jou musiek word ook anders. Maar ek hou van dit wat ek hoor. So dis hoekom ek jou vra. Ek hoop so. Ek meen, ek dink as jy ouer, as jy jonk is jy baie seker van jouself. En Ja. my ervaring van ouer word is ek is nie meer altyd so seker van myself nie. Ek sien baie meer skadukante en ek kyk terug en ek dink ek kon die verander het en ek kon maybe daai verander het. Ja. Maar mens doen maar altyd jou bes. En dit is wat my ma altyd vir my gesê het, 2 liter melk vat net, hoeveel melk vat 2 liter melk? Nee. 2 liter melk. Jy kan nie meer daarin sit nie. Ja. Jy doen net jou bes. Dit is ook baie mooi gestel. Nou so gepraat van melk. Hierdie ding. Sien jy uit? Sy. Jy beter uitsien met Jy wil praat oor koffie. Jy weet dit. Yes, Ek wou dit nou ek hou van poëties by Ek mekaar hou van gebring dit. het. Ja, nee, die koffie ding gaan goed hè. Die koffie ding loop mooi. Ja, voordat ons by die ontbytsake toekennings kom gepraat. O, jy ek Ja, sien koffie. Nee, Jy dis sien okay. toekennings. Dis hoekom ek hier is. O, Ja, jy's eintlik hier. Maar as jy nou geleentheid gee om mee besigheid. Okay, maar kom ons praat toekennings. Kom ons praat toekennings. Dit gaan 'n gedoen Yes, te dit wees. gaan top wees. Jy weet jy was nou al baie groot verhoor, maar Ja. daar's iets anders aan wanneer besighede en kuns soos Elmyn nou gesê het by mekaar Ja. kom. En daar's Lauren Allred. Dit gaan Ja, man. dit is belaglik. Dit gaan baie spesiaal wees en die Sun Arena is actually dis in die eerste plek top. Ja. Groot verhoor, baie mense, lekker musiek. Die room van Suid-Afrika se besigheid. Dit gaan net amazing wees. En ek is baie dankbaar vir die uitnodiging om 'n paar van my songs daar te doen. Nee. Kan jy vir ons enetjie weggee wat jy gaan doen of mag jy nie? Ek weet nie of ek mag nie en ek is nou nie moeilik ons het nou net 'n meeting gehad voor die tyd. Ja, Die ja. ouens was baie ernstig in daai meeting. Ja. Ek wil nie moeilikheid hê nie. Ja, hulle sê vir my jy kan en Kan ek maar? Ek gee vir jou toestemming, maar net een. Kyk, hierdie is een van daai shows, Leon. Ja. Jy sê nie, hoorie, ek wil nou, Ja. ek is nou, Hier's my check vir my, setlist. ek doen dit, julle Ja. luister. Jy bly stil. Daai meeting, waar bly jy? Jy bly stil. Dit is presies net. Ek dink ek doen 'n song van my, song se naam is Mooi en ek doen die hemel en dan Hulle het hom opgespoor, sien jy? as Hulle ken hom. Hulle weet van hom. Stout. Nee, kyk, ons sien baie uit. Ons sien regtig Okay. baie uit. Net oor jou besigheid want ek Elvis Brew voel vir my is besig om so 'n bietjie die land oor te neem. Is dit die waarheid? Waar gaan jy Ja, ons wil volgende? so lyk. Ons wil so lyk, Kyk, maar is geel waar jy gaan. in die agtergrond kry ek 'n klap van die kant, 'n klap van en ek leer een ding, Leon. Ja. Ek leer een ding, ek sien julle het altyd hierdie serieus besigheidsouens hier. Ja. Ek leer sing is baie makliker As as om 'n besigheid te hê. En 'n koffiebesigheid nogal Maar dit gaan goed met ons en ons is dankbaar vir almal wat daar by ons winkels inloop en 'n koppie koffie of 'n bier of 'n knypkoek eet. Ja. Ons love julle. Ons gaan definitief nog so maak. Ek sien uit om jou by die toekennings te sien. Kan nie wag nie. Lekker om jou te hê volgende. Dankie. Maar nog nie loop hier hoor, ons Okay. eet en goeters. Okay. Fluweel stem en al hier sit hy op die bank. Elandre, baie welkom hier. Oorie, ek sien jy kil jou vinger terwyl jy vir Kortliek kyk. Waar gaan jy eers te hap? Ek weet nie, ek dink daai butternut roep my. Dit ruik fantasties hier binnekant. Ja nee, sy is 'n wenner en jy is 'n wenner dat jy vanoggend hier saam met ons is en ook ons sien verskriklik daarna uit om jou by die toekennings aan te kry. Maar nou moet jy eers vir my vertel van hierdie mylpaal wat jy bereik het. 10 jaar in die vermaaklikheidsbedryf. Kan jy glo dit is al so lank? Dis 'n voorreg, Shani. Regtig. Ek tel nog elke dag is 'n nuwe dag en ek vat elke dag nie vir granted nie. Ja. Ons het nou sopas 'n dekade show gedoen by Atterbury en dit was fenomenaal om net 10 jaar se musiek bymekaar te bring en eintlik net so 'n bietjie terug te kyk en te wonder wat het ek gedoen die laaste 10 jaar en nogal uitgedraai as 'n
Heel wat. Heel wat suksesvol. En ek is baie dankbaar vir die mense wat daar was ook. Dit gaan oor hulle. Wat leer 'n mens in 10 jaar? Wat is van die lesse wat vir jou uitgestaan het? Jy het baie minder geweet aan die begin as wat jy gedink het. En ek dink jy leer dat jy nuuskierig moet bly oor wat jy doen. Ja, ek is nuuskierig en sodoende elke album vat my in 'n nuwe rigting in. Jy moet my nou maar verskoon as ek nou dit mag sê, maar dit is nou 10 jaar in die vermaaklikheidsbedryf, maar jy het verskriklik goed na jouself gekyk. Kyk, die hare is vol bos en glansend en die vel gloei en als en het jy dit doelbewus so gedoen? Want ek onthou laaste jy hier op ontbytsake was, jy was nog altyd baie gesondheidsbewus en ingestel daarop om jouself fiks te hou vir die verhoog. Ek dink dit is baie belangrik, jou liggaam is jou instrument, veral as 'n sanger. Is 'n baie metafisiese ding wat ons hiermee werk en dit is iets wat jy nie kan sien nie. Vir sekere instrumente kan jy in jou hand hou. So ek het vroeg af geleer dat as mens kyk na jou liggaam, kyk jy na jou stem en sodoende kyk jy ook na die geleentheid. Ja. Jy weet, so ek probeer maar dit eer. Jy het ook nou 'n enkelsnit op die Bitterlekker top 3. Vertel bietjie van Somersoet. Ek was nog altyd 'n somersiel. Ek is by die see grootgemaak in Port Elizabeth baie tyd in Jeffreys Bay spandeer. So die see en die son is waar ek leef en ek het so draai gemaak in die Kaap nou 4 keer in 1 maand. En toe dink ek myself, kom ek vang die oomblikke vas, die eenvoudige wonderlikheid van die lewe. En so was Somersoet gebore. Jy besef as jy aanhou praat, dan gaan ek net so hier wegsink en aan die slaap raak, want jy sing en praat presies dieselfde. Jy het die rustigste stem. Ek dink jy moet begin slaaptydstories lees. Jy maak my rustig, so dit help. Baie dankie. Ja, en die liedjie wat jy gaan sing by die ontbytsake toekennings, gee 'n bietjie iets weg. Ja, ek sing hand aan hand en 'n liedjie Vier op die water. Hand aan hand is vir my besonder ook. Ek het baie sake gesels en lewe gesels saam met my oupa en hy het my geleer sing. Hy was die eerste persoon wat ek gehoor sing het en my ouma het my geleer dans. Daai lied en die musiekvideo daarvoor gaan oor daai twee mense en waar hulle ontmoet het ons die musiekvideo geskiet ook. So om dit te speel en te sing voor 'n gehoor van internasionale mense is wonderlik, jy weet. Is jou ouma en oupa nog met ons of nie meer nie? Nee wat, hulle dans nou op 'n ander plekkie saam. Ja. So dit moet seker vir jou spesiaal wees om hulle op hierdie manier te herinner. En wat beteken dit vir jou elke keer as jy daai lied sing? Wat gebeur hier binne? Gee my 'n warm gevoel om hand aan hand elke keer te sing en ek dink die boodskap wat my oupa en ouma oupa en ouma by my gelos het is smaaklik is plaaslik, jy weet. En ek dink dit is wat ons probeer wys. Waar jy is jy vir 'n rede en daai storie is iets werd en so het ek gevoel hand aan hand en hulle storie is ietsie werd, so ek sien uit om dit te deel. Ja. So die toonsetting van jou liedjies, dit doen jy self, jy skryf jou liedjies self, maar dit lyk vir my asof daar altyd 'n baie diep denkproses en 'n baie persoonlike proses en geskiedenis ook met jou liedjies saamgaan. Is dit altyd so? Voel jy nie uitgeput as jy klaar geskryf is nie, want jy stort jouself dan nou so uit in jou kuns? Ek dink daar's nooit 'n tekort aan inspirasie nie vir my nie. Ek dink ek hoef niks op te maak nie. Die lewe is interessant genoeg en soms nie in my eie lewe nie, maar die vriende wat ek het en die wonderlike mense wat ek in my lewe het, hulle gee soms vir my dinge om oor te skryf. Ek dink jy mense hoef te soek nie. Ek probeer net my oë oop hou en gewoonlik kom dit na my toe. Ja, nee, en die man is 'n filosoof ook nou nog daarmee saam. Met die ontbytsake toekennings, hierdie samekoms, almal het nou al daarna verwys nie van kunstenaars in besigheid. Jy is eintlik jou eie besigheid. Jy moet jouself bestuur asof jy 'n onderneming is. Wat beteken dit vir jou om op die verhoog te staan en ondernemings te vier as 'n kunstenaarsbesigheid? Ek dink kuns is baie moeilik om te maak sonder finansies en ek het dit baie vroeg geleer ook. Ek het vir die eerste 8 jaar van my loopbaan het ek saam met 'n wonderlike maatskappy gewerk. Maar nou om my geld te sit waar my mond is en werklik die moeite te doen om te bewys dat ek glo in wat ek doen deur om die moeite in te sit en 'n album bymekaar sit en 'n musiekvideo daarvoor te maak. Dis 'n ander manier en jy stap met baie meer verantwoordelikheid op verhoog op, sou ek sê. Maar dis kom dit lekker is om van die ou liedjies ook nou en dan te leen. Want hulle herinner my dat ek dit kon doen met 'n span en dat ek dit nou kan doen met 'n ander span ook. Maar besigheid is waar dit is op die einde van die dag. So Jy het duidelik respek vir jou gehoor, vir jou kuns en ons het baie respek vir jou daarvoor. Baie dankie dat jy vanoggend kom kuier, dit hoor. Kyk dit hier sit die klompie in 'n rytjie. Styf sit hulle. Hulle is so opgewonde, jy kan hulle nie die botter sal nie in hulle mond smelt. Ek weet ons het nou al die vraag herhaaldelik gevra vanoggend, maar is julle daarop? Sien julle uit na hierdie geleentheid? Elvis is oor dit. Sien nie uit nie. Hy is oor dit. Hy is oor dit want hy gaan dans. Dis gaan hy eintlik dans. een van die groot Ek gaan Kan jy net 'n move, net een move? Ek weet daai handpees van jou het 'n gewoonlik bietjie. een move, maar Yes. dis te vinnig
vinnig vir die blote oog om dit te Die kameras, ja, nee, ek hoor jou. Hierdie is daar 'n wat julle gaan almal gaan fantastiese optredes doen. Ek sien baie uit daarna. Is daar 'n grand finale wat ons kan vra? Is daar saam waar julle 4 saam op die verhoog ietsie mooi gaan doen of weet julle nog nie? Nee, daar's definitief 'n paar keer, ja. 'n Paar keer. Ja. So ons kan uitsien na 'n groep 'n smorgasbord Verseker. van kuns en sang. Hierdie gaan exciting wees want hierdie is nou eintlik ons eerste Ja. keer wat ons nou Ja. saam gaan sing. Dis speelgoed ook. Ek dink daar's meer speelgoed as wat ons op daai verhoog gaan Ja. vind. Die space. En is altyd so lekker wanneer ons collab om in te tap by almal se creative bags. Ja, want almal bring iets anders na die tafel toe. 100%. Nou, julle is al 4 kunstenaars wat nou al vir baie jare in julle onderskeie paaie in hierdie bedryf gestap het. Sien 'n ou so aan, want ek wil julle het al almal baie sulke goed gedoen. Hoe maak mens dan nou seker of hoe kry jy daai hoe kry jy jouself op 'n plek waar dit nie net nog 'n aand is want dit lyk nooit so vir die gehoor nie. Ek bedoel enige optrede wat ek al van julle gesien het van julle almal, daar's altyd 'n professionaliteit, daar's 'n ding wat julle na die tafel te bring wat dit lyk asof julle dit geniet. Is dit nog so na al hierdie jare? Al is dit nou net die ontbytsake toekenning. Ek dink dis waar die inhoud inkom. Inhoud is wat dinge opwindend maak. Ja. En ek dink hierdie keer die inhoud wat ons mee gebied is wat ons na die vertoning toe gaan bring is nie net natuurlik ons eie liedjies nie, Ja. maar die kans om ander aan te vat ook. Ja. So die inhoud is wat ons opwindend het op hierdie stadium. Ja. Absoluut. Jan, jy het nou genoem hier word daar nou dinge vir jou gegee. Daar's 'n resepie hierso is hoe die aand werk. Dit werk nie soos jou eie vertoning nie. So jy moet inslot of inval by wat ook al nou jy vir jou gegee het. Beperk dit jou tot 'n mate? Hoe voel jy daaroor? Nee man, Glad nie. nee Leon. Nie hoe Maar hoorie nee. Hoorie so. spanspeler die man. Hoorie. Ek dink mense is so opgewonde oor sulke goed want as jy nou almal van ons het nou daar in ons kamers gesit met ons draadjies en ons peisies en ons gitare Ja. en ons het gedink hoorie eendag speel ek daar by die Sun Arena. Ja. Massive band, Ja. ligte, dansers. En weet jy hoe min mense kry actually daai geleentheid. Sure. So mense is opgewonde en elke show wat mense doen wat so is so lekker omdat jy weet jy het nooit gedink dit gaan actually gebeur Nee. nie. Jy het vir almal gesê dit gaan, maar jy het gedink hoorie maybe gaan dit nie gebeur nie en dan is dit so. So en ons almal doen ons eie songs en songs saam. So ek gee nie eintlik om wat ek moet sing nie. Ja. Dit is altyd vir my lekker om my eie songs te kan doen Tuurlijk. en om saam met great kunstenaars te kan speel is 'n voorreg. Ja. Dan is daar nou daar's 'n naam wat buite ons milieu gebeur. Jy weet ons is gewoond aan groot vertonings in kom ons praat nou maar spesifiek in Afrikaans. Nou is daar 'n Lauren Allred op die verhoog. Ek bedoel Ja, sy moet net mooi, sy moet Sy weet weet er ons is 4. Sy is 1. Sy het vir my laat weet sy is so op haar sene wees. Nee, sy het Ons vir om my julle te gesê want ons is op 'n WhatsApp groep ek en sy en die Ja, ander. ja, natuurlik. Ja, Jy ja. weet, you must make friends. Nee, absoluut, absoluut. Jo, ek dink guys, ek weet nie van julle nie, maar I'm here for that Is die- soundcheck. Die eerste soundcheck. Om daai te beleef. Dis altyd vir my die grootste oomblik in enige show voordat mense inkom en jy sit daar in die gehoor en jy you just take in what you're going to serve the night. Ek sien uit vir dit. Ek gaan baie video's maak. I'm going to put my videos is actually going to go out Is jy nog before the van show. Is jy nog van daai wat nou op die dag rondloop? Ek smokkel my kamera in. Nee, maar nee, Okay, hier kom Ek ken die die ouens, nooit. ek ken hulle, maar nie waarin nie, dis alles reg. Ek sal daai oomblikke, wat is net so 'n bietjie agter die skerms. Jy weet, laat mense net so 'n bietjie van 'n idee kry hoe loop so 'n dag, want dit is 'n massiewe. Daar's al van die vorige dag af setups, die hele ding. Hoe lyk so 'n dag nou tipies wat 'n mens nou voorberei vir so groot? Kom julle nou is julle nou al die vorige dag daar? Choppers. Ja, wanneer land jou helikopter? Ons vlieg in Jou en chopper dan vat baie van die ons spasie. vlieg en dan is daar sekuriteit. Ja, wat nou staan. Ja, wat nou? Ja, van vroegdag af al. Ja. Hoe lyk so 'n dag? Hoe lyk so 'n dag? Praat. Die karre, die metropolisie Ja, keer die die strate metro. af. Ek weet daai hele storie. Jy moet baie slaap inkry want dit is nou fokus. Ja. Jo, dis 'n groot fokus. Is dit 'n proses? Dit is 'n groot fokus en ook
jy's teen jou senuwees en Ja. jy excited en jy wil net mooi maak en jy moet fokus. Dis die grootste ding. Dis eintlik vir my like a very quiet day, maar as ek vir Ilandre kry ergens dan kan ek at least 'n kans kry om te lag. Ja. Like, Ja. ja. Ons hou mekaar se nerves rustig en Yes. met lig hou. Solank julle dit doen, ons staan slaggereed vir julle optrede. Ek gaan daar wees so julle beter vir julle gedra. Maar dit gaan baie lekker wees. Dit gaan regtig baie lekker wees en dankie dat julle vanoggend saam met ons kon kuier. Julle moenie nou al gaan nie, ons gaan natuurlik nou eers heerlik eet en dan sien ons uit na die ontbytsake toekennings 10 September mense met hierdie fantastiese spulletjie hier en Lauren Allred. Soos ek sê, sy is al baie op haar senuwees.